dankbaar dat ek dit kon hê. Hierdie, soos ek altyd sê, is nie 'n kerkinstelling nie. Yes. En jy hoef nie 'n lid van die kerk te wees om aan die tafel deel te neem. Because ek hou van die woorde wat Paulus sê. Hy sê, wanneer jy aan die tafel deelneem, dan moet jou gedagte gefokus wees op dit wat die Here gedoen het. Nie dink aan dit wat ek verkeerd gedoen het nie. Because die Here gee genade en die Here vergewe. En omdat hy wie geen sonde geken het nie, God het hom sonde gemaak, sodat ons vry kan wees. En dat ons die verhouding met die Here kan hê, want hy het vir ons 'n weg oopgemaak. Matteus 26 gaan ek saam met u lees. En ek beloof u, ek gaan nie lang wees nie. By 12:30 gaan ons kyk wees. 12:30, I promise you. Hallelujah. God is good. A promise I make is a promise I keep. God, but only Joshua door. A promise I make is a promise I keep. Praise the Lord. Matthew 26. Matthew 26. Matthew 26. Verse number 17. En op die eerste dag van die ongestuurde brode kom die discipels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê moet ons die klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, ga na die stad, na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby, by jou sal ek die Pasga hou met my disciples. Vir my sou dit 'n baie lekker ding gewees het. As die Here nou moet sê by my huis, wil hy die laaste Pasga kom vier. Vir my sou dit baie groot eer gewees het om die Here te kan huisves met die 12 disciples. Hy sê, gaan sê by hierdie man die Pasga. Met ander woorde, hierdie man het al geweet dat die Here gaan by sy huis kom om die Pasga te vier. En geliefdes, wanneer ons praat van die Pasga, kan ons nie uitlaat en vergeet waar dit alles begin het nie. Want dit het begin in die nag toe die Israeliete in Egipte was, in slawerny, en die Here hulle vrygemaak. Nou hulle het elke jaar 'n priester gehad wat namens hulle na die Here toe gaan. En elke jaar dan kom die priester, dan het die priester 'n sonde offer gedoen vir homself en dan doen hy vir die nasie. Maar toe die Here Jesus kom, het hy vir eens en vir altyd gesterwe. Daarom het ons nie meer nodig om skape te slag, beeste te slag, bokke te slag, om die bloed op te vang en dan versoening te doen. Christus het vir eens en vir altyd vir ons voorsiening gedoen. Daarom sê die woord van die Here in Openbaring, he was crucified before the foundations of this world. Christus, geliefdes, was die lam wat God gestuur het, sodat hy, die Here het geweet, ons gaan deur moeilike tyd gaan. Ons gaan nou en dan sondig, maar hy het voorsiening gemaak dat ons nooit hoef in sonde te bly nie. Hy het voorsiening gemaak dat ons vry kan wees van sonde. En toe kom hulle by die geleentheid en die Bybel sê hulle gaan sit aan tafel en die Here sê vir hulle by 'n volgende geleentheid, ek sal hierdie nie meer saam met julle eet nie totdat ek dit verniet in my Vader se woning doen. En vers nummer 19. Daarom het die discipels gedoen, soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, het hy met die 12 aan tafel. En terwyl hulle eet, sê hy, voorwaar ek sê vir julle, een van julle sal my verraai, en word hulle baie bedroef, toe word hulle baie bedroef, elkeen van hulle aan hom, en sê, is dit miskien ek? Was die man nie seker wat hulle self doen? Is dit miskien ek? Hy sê, die man gaan my verraai hierdie dag. En almal vra een na die ander, Here, is dit miskien ek wat die gaan verraai? Is dit miskien ek wat die gaan verraai? Toe antwoord hy en sê, hy wat saam met my sy hand in die
God ons gee. Die Seun van die mens gaan wel heen, soos daar van hom geskrywe is, maar weet daardie man wat deur die Seun van die mens verlei word. Dit sou vir hom goed gewees het as daardie man nie gebore was nie. Vers 27 of 26. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en sê, soos as die disippels neem eet, dit is my liggaam. Kom ons vra net die Here se seëning. Vader, was 'n vriend, baie dankie dat U die seun nie teruggehou het nie, maar U het hom gestuur vir ons se sonde en ons ongerigtighede. Die straf wat vir ons vrede bring was op hom, en deur sy woorde het daar genesing gekom. Ek bid dat die Here elkeen sal seën wat sal deelneem aan hierdie tafel, dat Here wie swak is versterk sal word, wie liggaamlik siek is genesing sal kry in die naam van ons Here Jesus Christus. Met baie danksegging. Kom ons moet mooi toe dan kan ons. Ek wil nie graag die brood breek nie, maar dit is hoe die brood gebreek was. Ek dink daar sal genoeg wees vir ons almal as ek dit breek. En dit nie genoeg nie, as dat die manne en die Here sê, hierdie is nou wel 'n cracker, cream cracker. Maar kyk dit as die bloed, as die liggaam van die Here wat vir ons gekruisig was. Die liggaam van die Here was geslaan en hy het gelei terwille wat ons. So as u hierdie brood eet, dink daaraan, is die liggaam van die Here wat vir my. Dit symboliseer die
vertrouwen en ons is steeds. Vader, ons sê vir u baie dankie dat u nog geen roof geag het. Jesus, u was gelyk aan God, maar u het geen roof geag. U het die vorm van 'n mens aangeneem en om sterwe, die dood van 'n misdadiger. Maar as ons vry kan wees en ons verhouding met God herstel kan word. Wat Adam, Here, in die tuin verbrouw het en liewe Here Jesus, het u gekom om te herstel. Ons sê vir u baie dankie. Ons gaan hier weg, Here, met dankbaarheid in ons harte en vol van barmhartigheid. Mag die Gees van die Here ons lei en ons bewaar, wat ons vanmorgen gehoor het in u teenwoordigheid. Help ons dat ons dit nie sal vergeet nie, maar op ons hartstafel skryf. En Here, immers in die woord wat u na die leer sal terugkeer. Seën ons dan ook verder in Jesus' naam. En nou mag die genade van God en die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees met die seën bly. En die Here kom en kom aan die seën. Amen.